ons hierdie jaar begin, praat ons nie net daarvan om meer lief te hê nie. Ons praat daarvan om liefde te word. Paulus sê, God se lig skyn in ons harte, sodat sy heerlikheid deur ons lewens kan skyn. Dit is nuwe skepping. Wanneer ons Jesus aanskou, die sigbare beeld van God, vorm sy liefde ons, verander ons en stuur hy ons uit. As ons by 'n volbring begin, by 'n voltooide werk en 'n liefde wat reeds gegee is, waar eindig ons? Ons eindig in volwassenheid. Ons eindig in heelheid. Ons eindig in lewens wat liefde word. In elke stad, elke dag, vir almal. Dit is ons reis om liefde te word. Awesome. Goeiemôre. Ek hoop dit gaan goed met jou, dit gaan goed met my. Ek wil voordat ons in die woord inspring, gou iemand verhoog toenooi, julle twee dames kan my gou join. Ek is mal oor stories van mense wat 'n deel van hulle roeping ontdek en dit uitleef. En hierdie is een van daai stories. So 'n paar weke of maande terug, toe kom hierdie twee na my toe en hulle sê, ons het 'n idee. Ons wil ietsie doen, ons het 'n roeping oor ons lewe wat ons wil uitleef. Kan ons dit doen? En na 'n paar gesprekke, toe sê ek net soos, go for it, chat met die regte mense, reël dit, ons is agter julle. En hulle gaan julle gou vertel van die inisiatief wat ek dink awesome is en ek dink wat jy baie van by gaan baat. Goeiemôre julle, my naam is Chanel, hierdie is Tegan en ons is die co-founders van die Break Free groep. Nou, Break Free is 'n addiction support groep spesifiek vir vrouens. Addiction of verslawing in Afrikaans is 'n groot taboe topik in 'n gemeente, maar net nog erger onder vrouens, want hierdie is nie daai tipe goed wat jy bespreek langs jou kombuistafel oor 'n koppie tee nie. So, ons wil graag 'n veilige spasie create waar vrouens enige ouderdom kan kom en kan praat oor dit wat op die oomblik hulle lewe regeer. Of dit nou is jou vape, pornografie, sosiale media, drank of dwelms, enige persoon is welkom. Dan ons ander groep is spesifiek gemik op die families van mense wat sukkel met verslawing. Of dit jou pa of jou ma is, jou lewensmaat of selfs jou broer of suster, ons is daar vir jou ook. Julle kan gerus die QR-code scan, ons gaan hulle opsit in die dames badkamers ook, en ons sien uit daarna om saam met julle die journey te doen. Baie dankie, Chanel en Tegan, waardeer dit. Kan ons hulle 'n hande klap gee? Dankie. Ek dink dis amazing om te sien hoe mense net 'n deel van hoekom God hulle hier geplaas het, ontdek en dit kan uitleef. En ek dink dis hoekom ons hier is. My werk is nie hier om die bediening te doen nie. Ek glo met alles in my dat my werk hier is om die bediening terug te gee vir die mense. Ek dink dis wat Jesus in gedagte gehad het. Dit is nie 'n groepering mense wat 'n diens kom kyk en lekker sing. Hoe sê ons, luister 'n liedjie, gee 'n tikkie, preek 'n bietjie. Dis nie hoekom ons hier is nie. Ons is hier om 'n gemeenskap van mense te wees wat God vir hulle gegee het om te doen, uitleef in ons wêreld. En dis ons werk. So ek wil jou regtig uitdaag, as daar iets is wat jy oor passievol is of wat jy wil uitleef in die kerk, kom praat met ons. Ons is hier om jou te dien wat dit betref en om jou te bemagtig en 'n platform te gee om jou bediening en jou doel op aarde uit te leef. En ek dink dit slaat so mooi in by die woord wat ons vanoggend mee inspring, en nie net die woord van vanoggend nie, maar die seisoen waar ons is as 'n gemeente. Ons het laasweek ons 30 jaar viering as Doxadeo geselebrate. Jy 30 years of grace, there we go. Het was heerlik geweest. Ons kan maar weer hande klap as julle wil. Ons het laasweek so lekker geselebrate en ons spring vandag in 'n reeks in wat regtig opsom waar ons as 'n familie onsself bevind en die woord wat God vir ons as 'n Doxadeo global beweging gegee het. En ek deel graag met jou week 1 wat eintlik maar 'n padkaart is vir die res van hierdie reeks. Ons gaan vir die volgende 4 weke daaroor praat en vandag is regtig net die konteks van waar ons is en so 'n bietjie van 'n padkaart na waartoe ons gaan. So kom ek begin deur jou die storie vertel van Becoming Kobus. Dis ek, daai is ek dink 2003. Ek kan verkeerd wees, dis die datum op die foto. Lank terug, baie min van julle sou my geken het toe. En as jy vir hierdie ouetjie vra, hoorie, hoe gaan dit met daai belasting van jou? Dan het hy vir jou gefrons. En as jy vir hom gevra het, of as jy vir hom gesê het, jy moet 'n beter man wees vir jou vrou, dan sou hy ook vir jou gefrons het, nee, minder verantwoordelikhede, minder dinge om oor te worry. Die lewe was lekker daai tyd. Kan julle die dae onthou wat jy net geworry het oor, kan ek Dragon Ball Z kyk na skool? Enigiemand? Net ek. Okay, great. Dis fine. Die realiteit is, daar's niks fout met hierdie ouetjie nie, maar as jy
as jy sy storie volg, hierdie seentjie wat hier agter my staan, is hy met 'n klomp dinge gesukkel in sy lewe, nee. Is ek. Was ek, by the way. Hy het met 'n klomp dinge gesukkel in sy lewe, hy het 'n klomp struggles al gehad, hy moes 'n klomp dinge oorkom in sy eie hart. Dis nie noodwendig goeders wat op hom geplaas is nie, maar daar's dinge wat hy moes mee deel in sy lewe. Daar's probleme wat hy moes aanspreek, daar's goeders wat hy gedoen het of homself gedra het in 'n sekere manier of goed wat hy gedink het of dinge waaraan hy verslaaf was wat hy mee moes deel in sy lewe. Hy moes iets doen daaroor. En hierdie seentjie het baie keer in sy lewe oor sy pad het hy hierdie gedagte gehad. Ek is nie goed genoeg nie. Ek kry nie hierdie reg nie. Ek is beter as hierdie, maar ek kry dit nie reg nie. Het jy ooit so gevoel? Al ooit gevoel? Dankie. Al ooit gevoel, ek weet wat ek behoort te doen. Maar man, ek kry dit net nie reg nie. En ek weet hierdie is kinderlik van my of ek weet hierdie is onvolwasse van my, maar ek kry dit net nie reg nie. Wat ek vanoggend wil sê is ek dink Paulus skryf 'n briljante brief aan 'n kerk in Korinte en hy spreek hierdie vraag aan. Hierdie tension wat ons as die mensdom beleef. Ons is pragtig. Ek dink daai seentjie is redelik right, né? Ons is pragtig, maar ons is gebreek. Ons is pragtig, maar ons is gebreek. Net soos die Korintiër kerk, dit was hierdie beautiful kerk gewees wat die regte goeders doen. As jy gaan kyk na wat hulle doen, gaan lees weer die brief en ek wil jou regtig uitdaag om dit te doen. Gaan en dit gaan jou 'n halfuur vat om deur al 2 briewe te lees. Dit is nie verskriklik lank nie. En gaan lees wat Paulus vertel vir hierdie kerk. Hy sê vir hulle, "Well done, julle is besig om in die gawes van die Gees te operate. Julle doen die regte goed. Julle doen die regte dienste by. Julle doen die regte bediening. Julle is besig om in die regte rigting te beweeg. Julle is pragtig." Maar ons is 'n gebrokenheid wat ons moet aanspreek. Daar's iets wat dieper is as die oppervlakte wat ons oor moet praat. En wat Paulus kom doen, hy kom na hierdie kerk toe en hy sê, "Oké julle, ek gaan nie vir julle nuwe reëls gee nie." Dis wat die kerk doen, né? Die kerk is gewoonlik die instansie, die ou staan nie voor en hy sê vir jou, "Alright, hier's waar jy is, hier's waar jy behoort te wees beter." Al dit beleef in kerk? Ek het al dit beleef in kerk. Wees beter. Jy is nie goed genoeg nie. En dis nie hoe 'n Christen behoort te wees nie, wees beter. En ek dink nie dit is wat Jesus vir ons sou sê as hy vanoggend hier was nie. Dis ook nie wat Paulus vir die kerk sê. En hy sê in plaas van dat ek vir julle nuwe reëls gaan gee oor hoe om hierdie reg te doen, gaan ek vir julle 'n radikale nuwe manier gee oor hoe die mensdom tot volwassenheid kan kom in ons Christendom. En dit is waar ons is. Ons begin met hierdie reeks, ons noem dit Becoming Love en ek gaan net vir jou min of meer sê waartoe ons gaan vandag. Alan Platt is die ou wat Doxodeo begin het. In 1996 het hy en sy vrou in 'n kerk genaamd Corpus Christi, ek het laasweek die storie mooi vertel. Kerk se naam is Corpus Christi, sukkelende kerk. Alan en Leona kom en hulle is geroep om hierdie kerk te kom omkeer. God kom praat 'n klomp dinge in Alan se lewe en hy beleef 'n klomp woord van God af. En hy het hierdie droom oor 'n beweging. En hier sit ek en jy, ek weet nie of jy dit weet nie, maar daar's 37 Doxodeo kampusse wêreldwyd met ongeveer 36,000 mense wat op 'n Sondag in een van ons dienste sit. Dis ongelooflik. Jy is deel van ietsie groter. Dis nie net 'n klein kerkie in Linden nie. En ons is vir 30 jaar al op hierdie journey, maar Alan skryf op 'n stadium 'n boek om vas te vang wat die Here vir hom kom gee, die geloof wat hy vir hom kom gee het en die fondasie van waarop hierdie beweging begin is. Ek lees vir jou een skrif of een gedeelte uit daai boek uit wat Alan oor 'n skrif praat. Hy praat oor Lukas 10 vers 3 waar Jesus praat en Jesus sê, "Gaan nou, maar onthou ek stuur julle uit soos lammers tussen die wolwe." Jesus het 'n paar vreemde goed kwyt geraak baie keer, hè? Ek stuur julle uit soos lammers tussen die wolwe. Ek sou een van die disippels wees as ek soos kan ek 'n agendapunt bysit asseblief? Ek hou nie van daai nie. Ek wil nie, die wolwe gaan my doodmaak. Ek wil nie soos 'n lammer tussen hulle ingaan nie. Kan ek eerder 'n wolf wees nie? Nee? Jy het so 'n gevoel? Alan skryf oor, hy sê die volgende. Now, let's be honest. Wouldn't it be easier to go as wolves amongst lambs? Wouldn't we have more influence? But if we wish to be God's faithful presence in Babylon, He's called us to be God's faithful presence in Babylon, He's called us to, we must understand our calling as lambs. As believers representing the kingdom of God, we will often stand in contradiction to the desires of the flesh. We're not here to become Babylon's new kings and queens, nor are we here to step up into roles of influence with a wrong spirit or with a handful of scriptures that seem to endorse our triumphant engagement. Instead, we usher in a new way of living, a new way of surrendered living. And we live this out in every place
We live and work and serve and play and worship and pray. We're called to a lifestyle of lovingly serving others. That's what it means to be a city changer. Alan maak hierdie punt en hy lees hierdie woorde van Jesus en hy sê, Jesus roep ons nie om so soldate in die wêreld in te hardloop en almal met 'n Bybel oor die kop te slaan en sê, jy is verkeerd, ek's reg, join my of jy gaan hel toe. Weerens, dis ongelukkig partykeer die boodskap wat ons ontvang, nee. Hy sê nee, ek stuur julle as skape, as diensknegte, as ek die woord kan gebruik, as stuur jou as 'n waiter met 'n vatdoek en 'n tafeltjie vol goeders om ander mense te bedien. Dis hoe ek jou in hierdie wêreld instuur, nie om te oorwin of om 'n triomf te hê oor alles nie, maar om te gaan dien, om te gaan lief hê. Om te gaan lief hê. En Paulus skryf aan die Korintiër kerk en hy sê basies hierdie, hy sê ouens, hoe ons groei in ons Christendom is nie om oorlog te verklaar teen ons slegte gedrag nie om net te sê ek gaan nou beter wees en hier's my 7 stappe hoe ek gaan beter wees nie, hier's my nuwejaarsvoorneme, ek gaan hierdie jaar dit regkry. Come hell or high water, ek gaan 'n beter mens wees. Hy sê dis nie hoe ons dit doen nie. Hy kom sit 'n radikale nuwe gedagte neer en hy sê, wat as die manier hoe ons groei in ons Christendom volwassenheid nie is om ons gedrag reg te kry nie, maar eerder om te word soos een wat ons gered het. En die karakter van een wat ons liefhet, is liefde. Wat as liefde die manier is hoe ons groei in Christendom? Nou ek weet, as ek dit sê, sit hier 'n klomp mense wat dalk jy in 'n kerk gesit en jy soos ek op skool waar elke CSV kom iemand en hy praat oor hoe lief Jesus vir ons is en dis horrible om te sê, maar ek sit daar en ek sê soos alweer ons wees lief vir almal. Nee, enigiemand soos dit, of is dit weer eens net ek? Ek was baie geïrriteerd geweest met die ouens wat hierdie hyperoptimistiese prentjie gehad het van nee, ons moet lief wees vir almal. Nee? En dit kan so klink asof Paulus hier inkom en hy sê, wees net lief vir almal. En weer eens sit ons met hierdie probleem van eintlik wat hy vir ons sê is, julle is nie goed genoeg nie, wees liewer vir mense, wees beter. Dis nie wat hy sê nie, en ek wil in dit induik en ek gaan probeer wys dat dit glad nie is wat hy bedoel nie. Ons sit met hierdie geestelike probleem in die kerk van Korinthe, waar daar's hierdie mense wat hulle self Christene noem en al die Christen dinge doen, maar daar's 'n gebrokenheid in hulle. As jy die brief lees, is nogals 'n harde brief. Ek volg hierdie een kanaal, is baie snaaks, of hierdie een channel wat hulle maak sulke kort videoetjies oor die Bybel en dinge wat in die Bybel gebeur. Hulle maak animasies van dit en hulle sit so 'n bietjie humor in dit in. Dis baie snaaks. En een van die goeders is die kerke ontvang hierdie briewe van Paulus af. En dan is een kerk, hy maak die brief oop en is net hartjies en blommetjies wat uitkom en Paulus sê ek so lief vir julle doen so great. En dan kom die brief van die Korintiërs en hy maak die brief so oop en dan kom hy net so vuis uit. En ek voel baie keer as ek Korintiërs lees, ek weet nie vir jou nie, maar as ek deur Korintiërs lees, dan voel dit so 'n bietjie asof Paulus sê, ouens, waarmee is julle besig? Come on boys. Soos julle is besig met nonsens. Dit voel so 'n bietjie, baie keer sê ek vir my seun ook soos hou nou op met jou nonsens. Dit voel so 'n bietjie asof hierdie brief dit doen waar Paulus vir die ouens sê, waarmee is julle besig? Stop julle nonsens, wees beter. Maar as jy verder lees, kom jy agter is glad nie wat hy sê nie. Ek wil hê jy moet gou saam my blaai na 1 Korintiërs 3. Vers 1 tot 3. Hoor gou hoe hard klink hierdie en hierdie is die konteks van die brief. Paulus skryf, hy sê broers, hierdie is 83 vertaling, broers, ek kon nie met julle praat soos mense wat hulle deur die gees van God laat lei nie. Oh man, dis hard. Ek kon nie met julle so praat nie. Ek moes met julle praat soos wêreldse mense, soos kindertjies in die geloof in Christus. Enige onderwysers hier vanoggend? Enige hoërskoolonderwysers hier? Okay. My vrou vertel vir my net Vrydag hoe sy vir haar matriek sê, ag julle nou hanteer soos graad 8 want julle gedra julleself so. Al die onderwysers giggel want jy het dit al eers gesê. Ek sien hoe giggel julle. Dis amper asof Paulus dit sê, ek kon nie met julle praat soos volwasse Christene nie want julle tree nie so op nie. Hy gaan aan, hy sê vers 2. Ek het julle met melk gevoed. Nie met vaste kos nie, want julle kon dit nog nie verteer nie. En julle kan dit ook nou nog nie verteer nie, want julle is nog wêreldse mense. Daar kom jaloesie en twis onder julle. Is dit omdat julle nog wêrelds is en julle wêrelds gedra? Kan julle hoor hoe Paulus hier kom? Hy sê ouens, julle behoort al beter te wees as hierdie. Julle sukkel nog met hierdie elementêre goeters wat eintlik nie by volwasse Christene hoort nie.
En hy skryf 'n brief en hy gaan en hy spreek 'n paar direkte goeders aan. Hy spreek seksuele sonde aan. Hy praat oor hoe gelowiges nie mekaar moet hof toe vat nie. Hy praat van ouens wat met hulle skoonma trou en dis hierdie regtig moeilike goed wat hy direk moet aanspreek en hy noem op die einde van sy brief noem hy actually name. Hy sê moenie maak soos hierdie ou nie. Imagine jy kry 'n brief van een van die grootste kerkplanters in die wêreld en hy sê, jy weet Frikkie wat laasweek dit gedoen het, moenie soos Frikkie wees nie, né? Dit klink vreeslik hard. En hy gaan aan met hierdie trant tot en by vers 12 se einde. En ek wil dit vir jou lees want hier draai die brief. En is amper, ek weet nie of Paulus dit eers toe besef het nie of is hy baie gestruktureerd gewees in sy skryfwerk en hy het opgebou na hierdie punt toe. Ek dink is dalk eerder dit gewees. Maar dan kom hy by hoofstuk 12 vers 31. En hy sê die volgende: Lê julle toe op die genadegawes. Oef, was dit 'n gitaar? Nee. Dit was net 'n boksie. Almal is okay. Al awesome. Ons is alright. Hy sê lê julle toe op die beste genadegawes. Die Engels sê earnestly desire the higher gifts. So wat Paulus nie sê nie is hy sê nie vir hulle, okay, hou nou op met wat julle doen. Hou op kerk wees, hou op die gawes van die Gees nasoek, hou op bediening doen, hou op hierdie goed. Dis nie wat hy sê nie. Hy gaan aan. Hy kom by hoofstuk 13 en hy sê nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie. Het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en ek ken al die geheimenisse en ek besit al die kennis en ek het al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Vers 3, al deel ek wat ek het aan ander uit en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Niks. Nou daai woord niks is 'n baie interessante Griekse woord wat nogals kompleks is eintlik. Die woord niks in Grieks beteken niks. Dis nie so kompleks nie. As hy sê ek is niks, dis 'n radikale stelling wat hy sê dat al hierdie dinge wat ek dink toevoeg tot my volwassenheid in Christus en dis wat ons doen, né? Ek kan profeteer, ek kan preek, ek lei 'n klein groep, ek is deel van 'n klein groep, ek kom elke week kerk toe, ek gee my 10de, ek is vrygewig, ek is geduldig, al hierdie goeders en Paulus sê, jy kan al daai goeders hê, maar hierdie een ding kort jy, en dis liefde, en as jy nie dit het nie, dan tel daai goeders niks. Ek gaan kyk na die konteks van hierdie skrif, as hy praat direk met die Korintiër kerkie in terme van iets wat hulle sou ken. Klomp afgodstempels in die area gewees en hulle het hierdie gereelde ding gedoen waar hulle mens kan maar net 'n parade noem, waar hierdie afgodsparade is waar die priesters van hierdie afgode in die strate gekom het en stukke yster geslaan het en 'n geraas gemaak het en trompette geblaas het en hierdie groot bohaai opgeskop het. En hy sê as julle al die regte goeders doen sonder liefde, dan is julle net soos daai afgoderry. Besig met al die mooi goed, pragtig, maar gebreek. Pragtig, maar gebreek. Ek hoop jy is besig om te hoor dat ek vir jou sê, ons geloof gaan nie oor wat ek en jy doen nie. Dit gaan nie oor hoe ek en jy onsself kry om 'n beter mens te wees nie. Dit gaan oor iets groter. Ons 'n legkaartstukkie wat nog nie inpas nie. Ons is nie soos daai tempels van die afgode wat 'n groot geraas maak, maar aan die binnekant is ons vrot nie. Ons is nie so nie. Ons dra God se heerlikheid. Ons jaartema, as jy nie laasweek hier was nie, ons noem ons jaartema Marked by His Glory, Known by His Love. Ek's gemerk deur God se heerlikheid. Hy kom verander my. Hy kom transformeer iets binne my, maar nou beweeg ek in my wêreld in. Ek is gemerk met sy heerlikheid, maar ek is geken deur sy liefde. Jesus praat self hiervan. Hy sê hier is hoe hulle sal weet julle is my disippels. As julle mekaar liefhet. Nie hoe goed julle dienste is nie. Nie hoe goed julle preek nie hoe goed julle worship is nie hoe great julle klank of julle beligting, of julle diens of julle dak of julle whatever is nie. Niks van daai maak saak nie. Is julle lief vir mekaar? Is jy lief vir die mense om jou? Dit is hoe ons geken word. Marked by His glory, known by His love. En as ons nie liefde het nie, het ons niks. Ek wil na die volgende vers toe gaan, vers 4, en wie van julle het op julle troue 1 Korintiërs 13 gebruik as die skrifvers? Net gou sien? Enigiemand? Een? Net een? Well done. Okay. Ek was al by seker 3 of 4 troues wat hierdie skrif gebruik word. Love is patient, love is kind, does not envy, does not boast.
En dit is maklik om te dink dat Paulus het gesit en hy skryf vir die brief en hy sê soos, okay, nou kort ek 'n stuk wat hulle kan gebruik as hulle trou. Okay, dis nie wat hy doen nie. Niks fout om hierdie skrif te gebruik op jou troue nie, ek wil net dit sê, as jy ook verloof is, jy wou hierdie gebruik, asseblief doen, dis 'n great skrif, nog steeds waar, maar dis nie die punt van hierdie skrif nie. Die punt is nie vir ons om te verduidelik hoe 'n huweliksverhouding behoort te werk nie. As jy die konteks vat uit wat hy kom, praat hy van iets heeltemal anders hier. Ek lees vir jou die eerste paar woorde uit vers 4. Die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. So, kom ons kyk gou wat sê hy. Net gou weer opvang. Hy begin hierdie brief, hy sê, ouens, julle is besig om nonsens aan te jaag. Julle is besig om die verkeerde goed te doen, ek kan julle nie voer soos volwassenes nie, julle is nog kinders. En dan sê hy vir hulle, julle kan al die regte goeders doen, en julle doen al die regte goed, maar julle het nie liefde nie, daarom het julle niks. En dan gee hy 'n definisie van wat hulle eintlik nodig het. Julle het liefde nodig. En die liefde is geduldig en vriendelik en hy gaan aan. Nou kan ek jou gedagtes swaai of probeer swaai. Kan jy my vertrou om dalk 'n gedagte eksperiment met jou te doen vanoggend? Wat as Paulus nie hier praat van die konsep van liefde nie, soos ek en jy dit vandag ken? Hy probeer nie liefde as 'n filosofiese konsep vir ons verduidelik nie. Hy maak 'n punt oor die karakter van Jesus. Jesus is die liefde van God. God is so lief vir jou en my, dat hy sy seun stuur. Jesus is die uitdrukking van liefde van die Vader se hart teenoor jou. En hy sê die liefde is geduldig en vriendelik, en ek en jy as Christene, wat is ons doel? Wel, ek dink een van ons doele is om soos Christus te word, né? Dis een van my hoop in die lewe, is dat ek elke dag net so bietjie meer soos Jesus lyk. Gaan ek ooit daar uitkom? Ek dink nie so nie, maar man, as ek net meer vandag soos Jesus kan lyk as gister, dan is ek happy. God verwag nie van ons perfeksie nie, hy verwag vordering. Hy verwag van ons om vorentoe te gaan en meer en meer en meer soos hy te word. Paulus skryf van 'n ander plek en hy sê, he is forever, ek ken nie die Engels, hy sê, he is forever perfected those who are being sanctified. Hy het vir ewig heilig gemaak die wat besig is om heilig gemaak te word. Dis die kontras van ons geloof, nê. God kom plaas ons in 'n nuwe posisie, hy kom red ons, hy vat jou sonde by jou. Maar ek leef nie altyd so nie. Dis nie iets waarmee jy ook sukkel, nê? Ek is 'n Christen, ek glo in Jesus, ek weet hy het vir my sondes dood gegaan, ek weet hy het my uit die doodheid in die lewe in, uit duisternis en lig, al daai dinge. Maar man, ek sukkel regtig met hierdie ding. Is my storie. Die storie van Becoming Kobus is die storie van 'n seentjie wat Christen groot geword het en in graad 9 'n radikale oomblik gehad het wat hy Jesus ontmoet het. En in daai oomblik toe beleef ek hoe Jesus hierdie persoon is wat my nog altyd ken en nog altyd my dop hou en nog altyd weet van my en die beste soek vir my. En die crazy ding gebeur, ek word gered. Ek dink dit was 'n Dinsdag. Ek word gered op die Dinsdag en Woensdagoggend word ek wakker en ons so 'n goue ring hier bo my kop wat hier dryf en twee sulke groot vlerke wat hier uitstrek. Ek was sommer styf gelê. Dis 'n grappie, dit het nie gebeur nie. Ek het nie wakker geword as 'n engel die Woensdag nie. Inteendeel, ek het gesit met hierdie spanning van ek glo nou in Jesus en ek weet hy bestaan en ek wil soos hy wees, maar man, ek sukkel met hierdie sonde in my lewe. Ek sukkel met hierdie dinge wat ek sukkel om op te hou doen, dink, koop, drink, wat ook al jou ding is. Ek sukkel om hierdie twee goeders bymekaar te kry. Nou kom ek illustreer dit vir jou in 'n manier en ek vra om verskoning as jy my al gehoor het preek oor hierdie, ek gaan weer dit doen. Dis een van my favourite maniere om die evangelie te verduidelik en dit is met die movie Lion King. Wie ken al Lion King, die oorspronklike een, nie die nuwe een nie. Nuwe een is nonsens. Die animasie wat in 2000 uitgekom het. Briljant, dis die evangelie. Hier is die storie, ek gaan baie vinnig deur dit hardloop. Hier is hierdie pa, Mufasa. Mufasa het 'n kind. Mufasa is die koning. Wat beteken as Mufasa nie meer daar is nie, wie word koning? Simba, nee. Simba is die waardige volgende koning van Pride Rock. Storie gaan aan, Mufasa verloor sy lewe en wie is eintlik nou koning? Simba. Maar die vyand kom en hy sê vir Simba, wat het jy gedoen? Simba hardloop weg, hy gaan lewe saam met 'n vark en 'n meerkat soos 'n kind, hè? Hy is die koning, maar hy lewe soos 'n vark. En dan hy is besig met sy lewe, hy word groot daar, hy's 'n seentjie eintlik. Hy speel sy dae verby, hy lê op die gras en hy kyk vir die sterre. En dan kom iets uit sy verlede. Iets herinner hom aan iets anders. En dan kom die Heilige Gees, Rafiki is die Heilige Gees by the way. Die Heilige Gees kom en hy sê vir hom, ek ken jou pa. Ek het jou pa gesien, kom saam met my, ek gaan jou wys waar hy is. En Simba soos my pa is dood. Hy sê nee, ek weet, kom saam met my.
En hy vat hom na hierdie pool toe en hy sê vir hom, kyk daar is jou pa. Simba kyk af, hy sien homself en hy sê, jy simpel aap, dis nie my pa nie, dis maar net ek. En dan my favorite woorde in die hele movie, Rafiki sê vir hom, look harder. En hy kyk weer af en die water rippel en ewe skielik is dit Mufasa se gesig in die water, nie Simba se nie. En daar is hierdie beeld van Simba wat vir homself kyk en hy sien nie homself nie, hy sien sy vader. Hy sien sy eintlike identiteit as die koning van Pride Rock. Nie net dit nie, maar dan breek die hemele oop en die vader daag op, Mufasa daag op en hy sê vir hom hierdie woorde, my seun, you are more than you have become. You are more than you have become. En uit dit uit, besef Simba, ek is meer, ek is die koning, ek moet heers, ek moet die vyand aanspreek, ek moet die duisternis terugwen, dis my werk, dis my identiteit, om te heers in hierdie lewe, en uit identiteit uit gaan hy terug, en hy heers, en hy neem weer oor, en hy vat beheer oor wat sy vader sin was. Dis die evangelie. Is dieselfde is waar van jou. Daar's 'n Vader wat jou gemaak het om te heers, hy het jou nie gemaak as 'n wurm nie, hy het jou goed gemaak. As ek my Bybel lees en ek lees Genesis, is ons goed geskep. God sê, dis goed, dis baie goed. En hy stel Adam en Eva in die tuin op om te heers. Hy sê, gaan julle nou aan met wat ek mee begin het. Ons is nie gemaak om te sukkel in hierdie lewe, ons is gemaak om te heers in hierdie lewe. Maar man, ek sukkel met hierdie goed, hè? You are more than you have become. Hierdie is nie jou identiteit nie. Jy is 'n heerser, jy is 'n kind van die koning. En Paulus kom en hy sê presies dieselfde ding vir die Korintiërs. Hy sê, ouens, wie julle is die beeld van julle Vader en hy is geduldelik en vriendelik. Geduldelik. Man, ek sukkel met daai woord. Ek het Vrydag ook, net om vir julle te sê, ons kyk deur die slides en ek het letterlik geskryf geduldiglikheid. Man alive, geduldig. Hy is geduldig, hy is vriendelik en dit is jou identiteit. Dis in wie se beeld jy geskape is. Maak dit sin wat ek sê? Is julle by? Kom ons gaan aan, ek wil jou vat na 2 Korintiërs 13. Want hier kom Paulus nou en hy besef hierdie is teoreties. So, hy stuur vir hulle nog 'n brief. En ek sou 'n bietjie angstig wees as dit ek was. Hier kom een brief, redelike harde woorde van Paulus, ruk julle self reg, wees beter, hê liefde. Nou kom hier nog 'n brief. Ek kan net imagine, hulle maak 'n brief so stadig oop. Kyk of dit goeie nuus is, né? Wie ook al die boodskapper is, hy sê soos, ek wil nie hom lees nie. En hulle lees hierdie tweede brief, en aan min of meer die einde van hierdie brief, sê Paulus hierdie is my so snaaks hoe hy weet hy was kwaai. Hy weet hy was 'n kwaai pappa gewees met hulle. Hy sê, daarom skryf ek hierdie dinge, ek is in 2 Korintiërs 13 vers 10. Daarom skryf ek hierdie dinge terwyl ek nog van julle af weg is. Ek gaan eerder nie in persoon met julle hieroor praat nie. Julle weet daai oomblik as jy sê, ek hoop hierdie epos vind jou wel. Dis meer soos ek hoop hierdie epos vind jou wel. Amper as op Paulus dit sê. Daarom skryf ek hierdie dinge terwyl ek nog van julle af weg is. Want wanneer ek kom, wil ek nie met die gesag wat die Here aan my gegee het streng teenoor hulle optree nie. Met die gesag moet ek opbou, nie afbreek nie. Verder broers en luister hierso, wees bly, streef na die geestelike volwassenheid. Streef. Dis nie dat ons nou net terugsit en wag vir hierdie nie. Daar is 'n aksie wat ek en jy uitvoer. Streef na geestelike volwassenheid toe, nie na bediening toe nie. Nie streef na die geestelike gawes, streef na beter kerkbywoning, streef na groter tiendes, streef na beter opdrag of gedrag in my lewe, streef na beter met die taksies werk, streef na beter tip gee as ek uit eet, streef na volwassenheid in Christus. Streef om soos julle Vader te word. Aanvaar vermaning, wees eensgesin, leef in vrede en die God van liefde en vrede sal by julle wees. Hier's wat ek wil jy moet hoor vandag, as jy een ding wegvat van vandag, en ek besef, ek is mal daaroor om een skrif te gee, want ek weet, julle meeste mense onthou net een ding. My beste vraag om vir iemand te vra na 'n preek is nie, hoe was dit vir jou nie, maar wat het jy gehoor? 2 ander antwoorde wat jy kry. Maar as jy een ding hoor van my vanoggend, en as jy een ding wil neerskryf, of 'n videoklip, of whatever wil maak, is dit hierdie. Geestelike volwassenheid word nie gemeet in hoe beter ek doen met die dinge in my lewe nie. Geestelike volwassenheid word gemeet met hoe baie ek getransformeer word in die beeld van Christus. Dis nie iets wat ek doen nie.
dis iets wat vir my gegee word. Ons 'n ou quote wat ek mal oor is, ek het hom al baie gebruik. Maar dit sê, the love that God gives creates the love God expects. Ek wil dit weer sê. The love God gives creates the love God expects. Ons het die misverstand in ons geloof, dat ons geestelike volwassenheid word gemeet in ons vermoë om beter te wees. Minder te vloek, minder te rook, minder te hierdie, minder te dat, minder daai te kyk, minder hierdie te sê, minder hierdie te dink. Meer te gee, meer te worship, meer kerk, meer selgroep, meer dit. En ek dink ons mis die punt. Geestelike volwassenheid is nie hoeveel ek kan doen vir Christus nie. Geestelike volwassenheid is hoeveel ek besef ek is soos hy en ek leef dit uit. Hy is liefde, daarom leef ek uit in liefde. Geestelike volwassenheid is 'n belyning van my identiteit en my gedrag. Nou ek besef daai kan moeilik wees, toe gaan verteer aan hom, gaan dink oor hom, skryf hom neer, gaan dink daaroor. Dis 'n belyning. Dis 'n belyning met wie ek klaar is. En dan kom Paulus in die heel einde van sy brief en hy gee vir ons 'n raamwerk van hoe hierdie regtig werk. Weerens, ek dink hy besef hierdie is baie filosofies en ek besef dit ook. Ek wil dit net sê. Ek glo in teologie met handvatsels. Ons moet dit kan vat, ons moet iets daarmee kan doen. Teologie sonder handvatsels is net teorie en dit verander glad hierdie wêreld nie. So hy kom en hy gee vir ons 'n raamwerk waarin ons hierdie kan beleef. En dis wat ons gaan doen vir die volgende 3 weke. Is ek gee vandag vir jou net min of meer 'n prentjie van waaroor ons gaan praat. En volgende week spring ons in hierdie vers in. En ons gaan hom in 3 breek. Volgende week praat ons oor die genade van die Here Jesus Christus. Dit praat oor wat het sy dood en sy opstanding gedoen in my lewe? Wat is die implikasies van die dood van God en die opstanding van God uit die dood uit op my lewe? Hoe het my lewe verander in daai oomblik? Tweede week gaan ons praat, of eintlik week 3, volgende week is week 2, week 3 gaan ons praat oor die liefde van God die Vader. Wat praat oor hoe die Vader na ons as die mensdom gekyk het, hy het gesien ons kry dit nie reg nie. En soos 'n goeie pa het hy ingeklim in die gemors van sy kinders. Hy het nie gesê sort julle self uit nie. Hy klim in die gemors in. Hy maak dit reg. Hy sê ek sal betaal. Ek sal ietsie doen en hy stuur sy seun. En in week 4 gaan ons in die praktiese dag tot dag implikasies van 'n daaglikse gemeenskap met die Heilige Gees. Dis nie teorie nie, dit is 'n dag tot dag verhouding wat uitgeleef word wat my kry tot geestelike volwassenheid. Dat ek kan liefde wees vir die gemeenskap om my. Ek wil begin afeindig en ek het 'n spesiale woord wat ek beleef het soos wat ek voorberei het vir 'n spesifieke groepering mense. Ek het beleef dat daar's mense wat dalk hier gaan sit en jy is waar ek al baie was. Ons hierdie in Engels hulle sê imposter syndroom. Jy het gehoor van dit? Waar jy word in 'n posisie geplaas of daar's 'n beeld van wie jy is. Maar wat eintlik in die agtergrond gebeur, lei nie so mooi op met dit nie. Ek het dit al baie in my lewe gebeur, veral vroeg in my Christendom pad waar ek hierdie proclamation maak, ek is 'n Christen, ek volg Jesus. Hy het vir my dood gegaan, ek wil nee sê vir my sonde, ek wil ja sê vir hom. En jy sê dit vir jou vriende, ek bedoel ons moet. Dis deel van Christen wees is om publiek te wees hiermee, nê. Dis nie soos ja, ek's 'n Christen, maar is net ek en Jesus en ek worry nie oor die res nie. Nee, as jy 'n Christen is, jy's op 'n missie. Daar's 'n werk vir jou om te doen. So ek gaan uit en ek sê vir my vriende, ek sê vir my mense om my en dit word bekend dat Jesus, Kobus het vir Jesus sy lewe gegee. Kobus het 'n ander pad gekies. Kobus het dood gegaan vir homself. Dis wat daar buite is. En dan sit ek met goeders in die agtergrond wat nie pas by daai publieke prentjie nie. En wat ek beleef het, ek het so 'n stuk as ek Engels kan gebruik, compassion vir mense soos dit vanoggend wat sukkel met daai disconnect. Daai afstand tussen wie jy sê jy is of die beeld wat jy daar buite sit van jouself of die ding wat jou familie of jou werknemers of jou mense wat saam met jou werk glo van jou en die dinge wat jy eintlik is. Wat ek vir jou wil kom sê vanoggend en mag jy die Here hoor, nie vir Kobus nie. Mag jy hoor hoe hy vir jou sê ek sien jou raak. Ek weet van jou. Ek weet hoe jy voel. Ek besef die emosie, ek besef die twis in jou hart wat jy beleef hiermee. Ek besef jy wil beter wees en jy kry dit nie reg nie. Ek verstaan. En kan ek jou kom herinner van hoe Jesus gereageer het teenoor mense wat niks soos hy is nie. Dink aan. Ek gaan vir jou 'n paar karakters uitwys. Kom ons begin met Saggeus. Saggeus is, ek dink in
In moderne tye en vandag se tyd sal hy gelyk gewees het aan 'n persoon wat dwelms verkoop aan kinders. Dis min of meer dieselfde status. Hierdie ou is 'n verraaier van sy eie volk. Hy steel by sy eie mense en hy gee dit vir die vyand. Hy's 'n thug, hy's 'n gangster. En hy raak nuuskierig oor Jesus. Imagine wat in sy kop aangaan. Hy's 'n korrupte politieke leier, né? En hier sien hy hierdie Jesus en hy's nuuskierig. En die storie gaan nie dat Jesus hom sien en sê, hey Saggeus, ruk jouself reg en dan kan ek by jou kom kuier. Betaal terug die geld, dan sal ek by jou kom kuier. Dis nie wat Jesus doen nie, nee. Jesus is in 'n skare mense. En hy stop en hy kyk by die boom op en hy sê, Saggeus, chomma, kom vinnig af. Ek moet vanaand by jou kuier. En ons weet nie wat daai aand gebeur nie. Die Bybel kleur nie vir ons in wat hier, maar ek dink nie Jesus het daai aand opgestaan by die tafel en gesê, alright, kom ons chat gou oor al jou sondes, Saggeus. Chat gou oor al jou gemors. Kom, confession time. Hoeveel het jy gesteel? Ek dink nie dis wat gebeur nie, maar ons sien aan die einde van die aand staan Saggeus op. En hy sê, ek gaan 4 dubbel terugbetaal wat ek gesteel het. Dis wat Jesus doen. Hy trap nie uit nie, hy raas nie. Hy staan nader in liefde en sy teenwoordigheid transformeer my. Nog 'n voorbeeld is Matteus, selfde storie. Hy's 'n tollenaar wat meer vra as wat hy moet. Ons 'n sekere prys wat jy moet betaal om op die paaie te loop wat aan Rome gaan. En Rome sê vir hulle, ag as jy 'n bietjie wil bysit is dit fyn. En hy steel by sy eie mense om op hulle eie grond te loop en hy sit dit in sy sak. En Jesus weer eens stap verby en hy sê net vir hom, Matteus, ek het die rekord. Ek het jou geaudit, ek sien wat jy doen. Sien wat hy doen nie. Hy sê net, volg my. Kom, wees een van my apostels. Kom, wees een van my disippels. Kom saam. En as jy Matteus lees, dan sien jy hoe hierdie man se hart verander. Jy sien hoe hierdie man so passievol raak oor hierdie storie van Christus, dat hy elke oomblik dokumenteer. En ek en jy sit met 'n boek, wat die storie van Christus se lewe vir ons kom gee. Die storie van genade, die storie van 'n God wat vir jou en my kom doodgaan het. Dis wat Christus doen, hy staan nader aan die wat sukkel. Die afstand tussen jou volwassenheid en jou gedrag is nie vir hom intimiderend nie, ek wil jy moet dit hoor. So ek het regtig net beleef dat dit is iets wat sekere mense vanoggend moet hoor en mag jy dit huis toe vat, mag jy beleef hoe hy aan jou bedien. Ek wil afeindig en ek wil 2 Korintiërs 13 vers 13 vir jou lees. As jy uit 'n gereformeerde tradisie kom of 'n tradisionele kerk uitkom, gaan hierdie vir jou baie bekend klink. Is hierdie skrif wat sê die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. En gewoonlik aan die einde van die diens het die dominee gestaan en het sy hande uitgestrek oor die gemeente as jy het onthou en hy het hierdie skrif gelees as 'n seënwens oor jou vir die week. Ek wil dit kom challenge vanoggend. Ek dink nie dis 'n seënwens nie. Ek dink dis 'n opdrag. Ek dink dis 'n raamwerk van hoe ons in hierdie lewe kan ingaan en groei in volwassenheid. So ek wil dit in daai opsig vir jou lees vanoggend. Mag jy die genade van die Here Jesus hierdie week beleef. Mag jy beleef hoe hy jou kom herinner dat jy geregtig is voor hom, dat hy vir jou sonde dood gegaan het. Mag jy beleef hoe die liefde van die Vader met jou praat. Mag jy beleef hoe lief God regtig vir jou is. En uit dit uit mag jy elke dag beleef hoe die Heilige Gees 'n persoonlike verhouding en 'n gesprek met jou aangaan. Mag jy dit beleef hierdie week. Gaan soek vir hierdie, streef jouself na hierdie. Gaan gooi jouself in die genade van Jesus, gaan gooi jouself in die liefde van die Vader en hê daaglikse gereelde gemeenskap met die Heilige Gees. Kan ek vir jou bid? Maar goed, vir jou Vader, ek wil sommer bid vir elke persoon in die auditorium. Dankie Jesus dat U die prys betaal het. Dankie dat ons by die eindpunt begin, dat ons nie in hierdie lewe hoef in te gaan en 'n klomp werk te doen nie, maar dat U die werk vir ons gedoen het, Vader. Ek wil bid, Heilige Gees, dat U ons gedagtes kom strek oor hierdie. Ons wil so gereeld, ons wil so graag vir onsself werk en onsself in die hemel inwerk en Here, laat ons tog besef dat ons nie dit kan doen nie, dat U al die werk gedoen het en dat ons nou die vrymoedigheid het en die vryheid het om uit te leef wat U vir ons gedoen het. Ek bid dat mense hulle identiteit sal snap in U, dat hulle U liefde sal ervaar hierdie week en dat hulle elke dag die gemeenskap wat U Heilige Gees met ons kan hê, sal beleef. Dit is my gebed vir hulle. In Jesus naam. Amen. Baie dankie.
Net 36% van kinders in Suid-Afrika word saam met hulle biologiese paas groot. En van daai getal is 'n klomp van hulle se paas ook emosioneel afwesig. Dis 'n krisis al buite, maar ons beleef ook 'n geestelike oplewing onder manne in ons midde. My naam is Sybrand Strauss, ek is getroud met 'n wonderlike vrou. Ek is die pa van 3 meestal awesome tieners en ek wil graag alle manne uitnooi na 'n manne-aand 16 Februarie by Doxa Deo Linden. Van hoërskoolmanne tot oupas, of jy nou paas of nie, maak nie saak nie, alle manne is welkom. As mans het God vir ons meer ingesit as om net die volgende promosie te jaag, of die volgende jagtrip te reël, of selfs om goed vir jou gesin te sorg. Ek nooi jou uit om op te daag op die 16de. Ons sal jou bemagtig en kom ons mobiliseer saam om ons harte, ons huise, ons gemeenskap en die land te verander. Kom ons wees eerlik. Ouerskap is nie altyd maklik nie. Evergreen Parenting se reis deur die ouerskapstuin is 'n Christelike kreatiewe ouerskapskursus geskryf deur Hetty Brits. Dit is vir elke ouer, of jou kind nog klein is, 'n tween is of 'n tiener is. Dit is ook vir grootouers, versorgers, beraders en onderwysers. Jy kyk by die huis 'n video wat ouderdomsgepas is en daarna kom ons bymekaar vir in-persoon kontaksessies waar ons praat oor die werklike uitdagings van ouerskap. Jy leer jou eie ouerskapstyl ken. Jy leer ook hoe om jou kind se temperament beter te verstaan en jy kry ook praktiese hulpmiddels oor kommunikasie, gesonde gesag en dissipline. Hierdie kursus kos slegs R975 per gesin. As jy jou kind beter wil verstaan en jouself beter wil verstaan, dan is hierdie kursus vir jou. Hallo, ek is Corneille, dit is Gideon. Hy wil saam staan. Welkom by Doxa Deo Linden. Soos ek sê, my naam is Corneille, as jy my nie ken nie. Dit sal fantasties wees en dit is Daniel. Dit was nie beplan nie, maar hulle is oulik, kyk eerder vir hulle, as nie vir my wil kyk nie. Maar luister dalk vir my. So, ons gaan nie so buite wees, by die starting point. Enige inligting wat nou net gekommunikeer is, kan jy meer inligting daarso kry. Ons kan ook die QR-code op die stoel voor jou, dit vat jou direk na ons webtuiste toe. Dan kan jy ook al die inligting daarso kry. En so gepraat van starting point, ons het met die dak gestart. Bietjie stretch, ek's jammer, maar dit is vir ons fantastiese nuus net om die restaurasie te kan begin met dit. Ek sien mense kyk op, almal is veilig. Moenie worry nie, alles is onder beheer. So dit is ons eintlik 'n lekker vensterperiode van goeie weer. Dit is kom ons weggespring het. So ons wil julle eintlik innooi. Neem deel in hierdie prentjie en hierdie proses van die restaurasie van die dak. Dit is fantasties. Julle sal sien ons het nog net so derde begin doen met dit wat ons nog net 100 ingekry. Ook 'n grappie. Maar dit is vir ons fantasties om te sien dat daar restaurasie gaan gebeur. So as jy wil deel wees van die proses, kom gesels met my ook na die tyd. Wil julle aandag bietjie vat na community toe. Dit is 'n interessante tyd, hierdie tyd van die jaar. Jy weet nie of jy mag nog sê Happy New Year nie, want dit is 'n nuwe jaar, maar hy's ook nie heeltemal nuut nie. En dan kom jy agter hoorie, maar dit wat nou gebeur moet volhoubaar wees en die dinge gaan aan. Die beste manier om volhoubaar geestelik te kan groei is in 'n klein groep. So as jy soek vir so 'n spasie, so 'n geleentheid, gaan na die diens, gaan na die muur toe, soek 'n mooi gesig. Hulle is nie net mooi nie, geestelike giants wat jou my en jou kan help op die journey om volwasse liefde te kan bereik. En dan is ons besig met ons 5 gesindhede rondom gee. Week 1, gebed. Ek wil vir julle lees, Psalm 139 vers 23 staan daar: Search me God and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me
and lead me in the way everlasting. En dit is my hierdie absolute mooi gebed eintlik wat sê, maar Here, kom ondersoek my hart deur en deur, met alles wat Kobus ook nou oor gesê, dit is konstante gesprekke wat ons moet hê met die Vader. En ek wil jou uitnooi dat jou finansies ook deel kan wees van hierdie gesprek. Baie keer is ons op 'n plek en sê, Here, alles is hierso, maar my finansies, dit het ek. Mag dit ook so wees dat finansies 'n konstante gesprek wees met die Here, kom sê, ondersoek my hart deur en deur. Daar's verskillende maniere om te gee. Daar's koeverte op julle stoele. Julle kan kontant so ingee of julle kan dit ook elektronies doen sou julle wil. So gepraat van gebed, ons het 'n fantastiese gebedsspan hier voor. Dit wat Kobus gesê, dit wat in sy hart resoneer, dit is in ons hart. Daar is mense wat hierso dalk vanoggend sit en sê, maar dis vir ander mense bedoel, nie vir my nie. Ek weet nie hoe nie. Kan ons asseblief saam met jou bid? Soos wat die diens uitbeweeg, sal ons jou hiervoor ontmoet. Ek wil vir Astrid opnooi, sy wil gou vinnig met die dames gesels. Hey, goeiemôre. Ons is baie opgewonde oor môre ons vroue bediening launch. Vroubediening is cherish en ons sien regtig uit om julle almal daar te hê. Ons sien uit om te beplan na die jaar en te sien wat alles voor lê en waar ons julle almal kan deelmaak. Onthou asseblief om daai QR-code te scan. Op die groepe sal ons ook die link deel, net vir julle om te registreer dat ons weet hoeveel mense ons hulle wag. Ons sien regtig uit om julle daar te sien. Dan ook net hier naby buite is daar die bloedbank vir julle om bloed te skenk, nie net vrouens kan bloed skenk nie, is ook vir almal, gaan skenk hulle bloed, dan sien ons julle daar hierna. Daar's ook koffie, so geniet die koffie, geniet die samesyn en sterkte julle week.